Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move. Holy Spirit, oh, Spirit, move, Spirit, move. Make my life whole again. Come on, move, Spirit. Move, Spirit, move. Spirit of the living God, move. Jy sit rechtstreeks in die teenwoordigheid van 'n God wat lewe. Amen. Amen. As ons nie gaan vat wat die Here in hierdie oomblik doen, as ons nie gaan snap waarmee God besig is in hierdie oomblik, gaan ons dit mis. Hoor hierdie waarskuwing, as ons nie gaan vat wat God doen en sy plan, sy visie snap in hierdie laaste uur, gaan hy dit wegvat en hy gaan dit vir iemand anders gee. God is heilig, God is ernstig. Hy sê in Matteus 3:10, hy sê, maar die pyl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Een prediker skryf gisteraand op Facebook, terwyl die musiek nog sag is. Hy skryf 'n hele gedagte voordat hy nag sê. En in die gedagte maak hy 'n stelling wat ek 'n paar jaar terug aan die Here gemaak het. En hy sê, jy kan die perd by die water bring, maar jy kan nie die perd maar drink. En ek antwoord hom en ek sê vir hom, dis vals. God het vir my gesê, dis vals. As jy sout in die perd se bek gooi, sal hy dors wees en hy sal drink. Jy is die sout van die aarde. Hoor mooi. Maar as die sout lag geword het, word dit buitekant gegooi en die mense vertrap. Hulp verskoning soek. Pastore, Suid-Afrika predikers, hulp verskoning soek. Die kerk is in 'n toestand omdat die sout lag geword het. Terwyl ons hier staan en sing, ek dank God vir julle ingesteldheid. Ek dank God vir julle gehoorsaamheid. Kom ek gee sommer nou weer jou woord wat die Here vir my gegee het. Dat God het vir my gewys terwyl jy so sit en speel. Dat jy gaan sing en jy gaan begin en terwyl jy sing, gaan jy begin profeteer. En dit wat jy profeteer, gaan die woorde skaars koud wees. En dit gaan 'n dinamiese vervulling kom. Daar kom 'n nuwe vassalwing oor jou lewe. Daar kom 'n kragveld om jou lewe.
En wanneer jy speel en sing, gaan jy begin 'n woord gee aan mense. Jy gaan net begin dit uitsing, en die wat dit moet kry, sal dit vat, en die wat dit nie wil hê nie, sal dit aanpas. Moet jy daaroor bekommerd wees nie. Jy gaan net gehoorsaam wees. Want die Bybel sê staan en sê, Holy Spirit, move me now. Voordat ek by my skrif kom, wys die Here vir my iets tragies. Baie kerke het in hulle lofprysing en aanbidding, Pastor Solita, baie naby gekom. Hoor mooi, hoor wat sê die Here, baie naby gekom om werklik my gates, my hekke van danksegging in te beweeg. Maar die fundament wat verkeerd gelê is, het hulle teruggehou van die volheid van God, omdat hulle met die lippe loop, maar hulle harte is nie besny met die waarheid nie. Hoor mooi, dis hoekom hulle nie kan deurbreek wat jy vanmôre gaan hoor. Pastore, familie-aanbiddingsentrum, hoor ons by 'n visie en 'n missie kan uitkom. Daar's die boek. Die visie van hierdie bediening, hy's geprint. Maar ek kan hom nie vir jou gee vandag nie. Ek kan nie. Voordat ons by dit kan uitkom, moet ons eers by dit uitkom. Wat ek vanmôre vir jou gaan preek. Is jy met my? Is jy gereed? Ek sal elke amen op wat ek kon kry. Maar jy sien, nie voordat jy gehoor het wat ek het nie. Ek gaan probeer teach. Met baie feite. Maar voordat ons hierdie vliegtuig, ek het hom nie saamgebring, ja, 'n vliegtuig, wat nie moet staan. Voordat ons hom in die lug moet kry, en voordat almal wat by daai vliegtuig betrokke is om hom in die lug te kry, voordat ons hom in die lug kan kry, moet ons eers hoor wat God se oorspronklike plan was en is vir sy kerk. Sy hoopie gaan my bedra. Na die boodskap, na die diens, gaan my vrou met elke gesin of elke individu so 'n boekie gratis gee. But apostolic calling and anointing. Jy kan nie en jy gaan nie by daardie hekke van thanksgiving, lofprysing in beweeg. Wie mag kom op die heilige berg van God? Jy gaan nie daar kan uitkom as jy nie 'n fundament van waarheid het nie. Hoor my mooi, as God sê hy is heilig, dan is hy heilig. Amen. Hy gaan nie iets aanpas om by jou en my se standaarde te kom nie. Hy het gesê, ek het julle by julle nageroep. Daarom is daar nie 'n van wanneer ek boodskappe uitstuur, daar staan pastore Herman en Shanely, wat het ons by ons name geroep. Hy sê, wie sal jou uit my handpalm ruk? Niemand. Hy sê, ek het jou duur gekoop met my eie bloed. Ek het die prys betaal. Daarom kan ek nie vir 'n kerk kom nie. En ek kom nie vir 'n kerkorganisasie nie. Ek kom nie vir 'n kerkdenominasie nie. Ek kom vir my bruid wat wit gewas is deur die bloed van die lam, wat in die waarheid wandel, wat ek in my kerk geïmplementeer het, toe sy gebore is. Amen. Sorry. Dis nou maar net hoe dit werk. Jy kan nou maar net nie inhou nie. Sê weer langs jy hoop, jy gaan jou nie kan inhou nie. Pastoor, jy moet dalk hier by, kom sit hier by die vuur, pastoor. Die klanke goed is seker reg daar. Kom sit hier tussen die vuur. Jy voel altyd my so alleen daar aan een kant. Ek kan altyd die musikante en die klankouers jammer, want kom sit hier tussen die vuur. En die woord, ek sit daar met woordlik tussen Pastor J.J. en Pastor Pat. Daar is hy. Dankie Pastor Wynand. Maak jou Bybel oop. By Handelinge 20.
vers 27 en 28. Mense, ons kan nie klaar as God nie wil antwoord nie. Julle is die sout van die aarde, en as die sout lap geword het, word het by die deur uitgegooi vir mense om te betrap. Daarom word die kerk betrap, want die kerk het lap geword. Die sout het lap geword. My gebed is vanmôre by elke pastoor wat ook hier teenwoordig is, dat jy gaan plan vat met dit wat ek vir jou het. Hoor mooi. Amen. Predikers op vakansies sal begin 'n pals soos dooie brief. God is besig om my skoon te maak. God is ernstig. Daar is 'n urgency of the hour. Ons lag, ons speel, maar te midde van die vreugde wat ons het om na die huis van die Here op te trek, is daar hierdie erns van die oomblik. Ek het dit die hele tyd bespreek terwyl ek afsonder. Ek het dit gister die hele dag terwyl ek pas en bid het ek het aanvaar. Daar's 'n donker wolk wat net wil inkom om te verwoes. Maar die oomblik as ons die lig aansit, kan die donkerte nie bly nie. Die donkerte moet wyke. Die mag van Satan moet wyke. Want hy wat in jou en my kom aan. Hy sê ek gaan die kerk se deure begin toemaak. Want ek gaan my kerk en die kerkewêreld uitroep. Ek al hoor wat die Gees my. Ek wil gaan na die teaching toe, ek wil net hê die fees moet vloei. Hy sê ek gaan kerke se deure begin toemaak. Want ek woon nie in tempels gebou met hande nie. Ek gaan my bruid uit die kerkewêreld uitroep. Want ek kom vir 'n bruid. Die kerk was nie vervoermiddel. Ek is die geringste. Ek het my vrou, en ek weet ons pas so jy hulle praat baie. Ekskuus, baie. Ons is die geringste van almal. Maar hoor die woord van God vanmôre. En hierdie boodskap het al reg deur Suid-Afrika. Hy sê by tema the Acts of the Apostles, we are the church. Sê vir jou langs jou, ons is die kerk. Ek wil dit hoor. Sê dit vir jou langs jou, sê dit vir jou agter jou. Ons is die kerk. Nie 'n kerk gebou nie. Nie 'n kerknaam, denominasie of organisasie nie. Ek gaan vir jou terugvat vanmôre na die wortels van die kerk. Ek kan nie strukture die Here praat, die Here nie. Jy kan nie strukture breek as jy nie die wortels van die kerk breek nie. Mense kry seer en mense loop weg van kerke af. Ek het vanmôre weer eens hoor, vroegvanoggend van mense wat by kerke bedank het, hulle het seer gekry en hulle spoeg. Daar gebeur niks nie. Toe besluit ek roep en ek gaan sit hierdie van hierdie buitekant op, wat sê, ons hou die ligte aan, vir die verlore seuns en dogters, dat hulle terugkom na die huis van die Vader, want daar in die huis van die Vader is spys en drank vanmôre, daar is voedsel, daar is krag, daar is genesing, daar is vuur, daar is herstel. God is in die besigheid van herstel vanmôre. Hy sê, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig. Kyk gou vir my. Ek gaan vanmôre deur sy genade vir jou die hele raad van God preek of teach. Hy sê in vers 28, gee dan ag op julleself en op die hele kinde waarvoor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te besorg, wat hy deur sy eie sê nie langs jou sy eie bloed verkry het. Dit was nie jou bloed nie,
Dit was nie my bloed nie. Dit was die goud of silwer nie. Dit was die bloed van hierdie godde wat vlees geword het, Johannes 1:14, wat 'n lam geword het uit Judas stam uit, die gebreklose lam, liewe Jesus, breklose lam. Hy kom sterf aan die kruis van Golgotha. Baie het 'n paar dae Kersfees gevier, Kersfees gevier, het 'n kere gegaan, het pas gehad, maar bitter min kom uit by die kruisdood van Jesus. Hoor mooi, hy sê, ek het julle as opsieners aangestel, om as herders die gemeente van God, het ek reg gelees, die gemeente of die gemeentes, hy praat enkelvoud, God het een kerk, een Here, gaan lees Efesiërs, die hele boek Efesiërs van oor eenheid, dit gaan oor een Here, een geloof, vers 5, hoofstuk 4, een doop, een God en Vader in ons, en deel ons almal, en sy naam is Jesus, hy is die Almagtige, hy is die Elohim van die skeppingswerk. Johannes 1 sê, deur hierdie Jesus, wat die woord van God was, wat by God was, wat God was, en wat vlees geword het, deur hom het alles ontstaan. My God. Hy sê, in die Bybel, die profeet kom en hy profeteer en hy sê, ek gaan julle fondamente bloot lê. Hy praat by die kerke, hy praat by die predikers, hy praat by die toekomstige kerke. Hy sê, God sê, ek gaan julle fondamente bloot lê en ek gaan kyk, op wat het julle gebou. Dis hoekom ons in die minderheid is vanmôre, omdat ons op 'n fondament bou wat nie geskit kan word nie. Ek wil vir jou sê, hoor mooi, kyk gou vir my, ek bou op 'n fondament wat nie geskit word nie, maar wanneer ek op my fondament staan, dan word ek geskit. Ek bewe van vrees by hierdie heilige God op wie se fondament ek bou. Dis syne, dis nie myne nie, dis syne, dis nie 'n kerk se nie, dis sy Olabakatalabasha, sê die Nederlandse, dis sy fondament. Ek bou my huwelik op daai fondament. Ek bou my persoonlike verhouding met God. 1 Kronieke 22. 1 Kronieke, ek gaan dit daar waar die bladsye aan mekaar vassit. Hy sê 1 Kronieke 22 vers 10. Hy sal vir my naam. Het jy gehoor? Vir my naam. Dis pas so ver is, sê ja, hierdie woord so gaan. Blaas daai masyn. Miskien is dit dalk net die oomblik wat die Here kom en sy nou blaas. Ek is gereed om huis toe te gaan. Ek sê vir jou, ek is gereed om God tegemoet te gaan in die lig. Ek weet nie van jou nie. Ek weet daar's baie wat nog 'n bietjie wil kuier op die aarde. Ons kuiertyd is verby. Speeltyd is verby. Die eerste helfte van jou lewe is verby. Hoor die profetiese proklamasie. Die eerste helfte van jou lewe is verby. Dit was nou pauze. Dit was nou halftyd. Nou sê God die tweede helfte, na strategiebeplanning van vanoggend, die tweede helfte is syne. Hy is op die hy gaan spreek, jy gaan luister en jy gaan doen. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Hoor mooi, hy sê, en hy sal vir my naam enkelvoud 'n huis bou. Ja. Hoor mooi. En hy sal vir my 'n seun wees. En ek wil 'n vader. En ek sal die troon van sy koningskap oor Israel bevestig tot in ewigheid. Nou my seun, mag die Here met jou wees, dat jy voorspoedig kan wees om die huis van die Here jou God te bou, soos hy oor jou gespreek het. Jy kan verder lees by die huis, vers 12 tot 16, beskryf dan. Hy sê, mag die Here jou net insig en verstand gee, en jou aanstel oor Israel, en dit om die wet van die Here jou God onder. En dan gaan hy sê, jy gaan voorspoedig wees, en dan vertel hy jou presies hoe jy die verordeninge van God moet nakom. Ek wil dit al lees. Dan sal jy voorspoedig wees, as jy sorgvuldig die insettinge en die verordeninge onderhou, waar die Here aan Moses oor Israel beveel het, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees nie, wees nie beskrik nie. En kyk, deur my moeitevolle arbeid, het ek die huis van julle
begin het bou, dan verduidelik jy met al die materiale wat beskik. Hy sê, bly by verordeninge van God. Hoor mooi, bly by die insettinge van God. Jy gaan nie by 'n kerkorganisasie vir my 'n huis bou nie. Jy gaan nie 'n kerknaam gebruik vir my huis nie. Jy gaan vir my naam 'n huis bou. Jy moet by my bly. Jy gaan vir my naam, nie name nie titels nie, my naam gaan jy 'n huis bou. Ek gaan my naam implementeer in hierdie huis, die tempel van Salomo wat gebou het. Maar dit sal nog nie geopenbaar wees nie. Gaan lees dit staan in die Bybel. Jy gaan, ek wil dit herhaal, jy gaan vir my naam 'n huis bou. Wat hoekom? Want die tyd van Eden af wou God tussen sy skepping en skepsele bly, woon, wandel. Hy het hierdie verlange as die Almagtige om tussen sy eie mense wat hy na sy beeld, sy gelykenis geskaap het hy hierdie verlange om deel van hulle lewens te wees, om saam met hulle die aandpunt in die tyd van Eden te wandel. Hy het hierdie begeerte gehad, maar dit het geval met Adam en Eva. Hy het hierdie begeerte gehad om weer tussen sy mense te wees by die tabernakel van Moses, maar hy moes homself verskuil, verberg agter die voorhangsel wat hy geweet het en hulle gesien het, maar hulle kon hom nie aanskou nie. Hy was beperk agter 'n voorhangsel terwyl hy die begeerte het om deel van sy skepsels te wees. Oh my God. Hy is te mooi. Dan word die tempel van Salomo. Bewys hy woon nie in tempels met hande gebou nie. Hy sê my naam sal daar wees. Maar nog nie geopenbaar nie. Hy is te mooi. Hy het hierdie beskrikkelike begeerte om deel te wees van jou, van die een daar buitekant, van die een wat vanmôre wakker geword het in dronkenskap, die een wat vanmôre dan die ewigheid ingeslinger is sonder God, onder die invloed van drugs, drank, hoerery. Hy wil deel wees van jou en my en die wêreld daar buite. Daarom kan hy nie in tempels, hy kan nie hier binne bly nie. Hy kan ons ontmoet hierso. Dis die huis van die Here. Hy kan hier die kansel, die kontakpunt waar tussen hemel en aarde, deur wie ook al hier staan en spreek. Maar hy soek meer. Lang, baie jare, het ons hom net toesig gegee en besoek u. Maar hy soek nou alles. Ek sien die volgende plek waar God besluit, ek gaan weer probeer om onder my mense te woon. En wat mooi luister. Ek gaan onder my mense woon. Lammers gaan dit nie meer doen om geslag te word nie. Bokke en stiere gaan dit nie meer doen nie. Die bloed het te maklik gevloei en onskuldige diere moes die hele tyd bloed van die mens se vuil, vieslike sonde. Hy sê, nou sal ek my troon van heerlikheid verlaat en ek sal kom en geprofeteer in Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Luister mooi. Hy sê, ek kom nou myself. Maar omdat ek onsterflik is, sal ek vir my 'n lam voorberei. En in hierdie lam, die mens, Christus Jesus, sal ek die wêreld met myself kom voorsien. Amen. Ja. Hy stuur nie iemand nie.
Iemand sit op hierdie week op Facebook, die Vader is gereed om vir Jesus te sê, gaan al jou mense, en ek skryf om jy praat, ek kom snerp, man. Daar is nie 2 trone, 3 trone nie. Daar is nie 2 of 3 wesens nie. Dis een God, wat die ewige Gees is, wat oor die waters gesweep het, toe alles moes leeg was in Genesis 1, is dieselfde Gees wat op die dag van Pinkster uitgestort is dieselfde Gees wat vlees geword het in die mens, Christus Jesus. Die Johannes 1 vers 1 in die begin was die woord was by God en die woord was God. En deur hom het alles ontstaan. In vers 14 in die woord het vlees geword. As die wonderbaar, laas van sterke God, ewige Vader, vredepos, dis die heerskappy wat op sy skouers is. En hy kom as die mens, Jesus. En die kerkewêreld het van hier af hulle fundament begin skeef lê. En die muur is skeef gebou en hulle probeer met hulle 4 warm lofprysinge en aanbidding God prys. En hy sal in hulle midde manifesteer, want daar waar my naam aangeroep word, daar sal ek wees. Maar op daardie dag gaan hulle sê, Here, want in U naam het ek duiwels uitgedryf, maar Here, in U naam het ek hande op siekes gelê. Dan gaan hulle sê, gaan weg. Ek ken julle nie, werkers van ongeregtigheid. Hoe kan hy dit vir mense sê wat om so geloof geprys het, omdat die fundament nie op die waarheid gebou is nie. Bly by my, vir jy nou iets wonderliks te vat. En hy word vlees. Matteus 16, vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die ander profete. Hy sê vir hulle, maar wie sê julle? Kom, familie, wie sê julle is ek? Jy het dit gemis? Maar wie sê julle is ek? Is ek? En Petrus besef, die ek is van Exodus 2:3, praat nou met hom. Die ek is, vra nou vir hom, en die mens, die lam, die offer, wie is ek? Hoor wat hy antwoord hom. Simon Petrus antwoord te sê, U is Christus, U is die Christus, die seun van die lewende God. Hoor jy wat hy sê? Daar is nie 'n ewige seunskap nie. Daar is nie God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees skrifte in die Bybel nie. Hy is en was die seun van die lewende God. Met ander woorde, daai lewende God beteken, die lewende God is nou die regboom in die mens, Christus Jesus. En hy kom as die seun, want die Vader kan nie sterf nie, want hy is Gees, maar hy moes die seun skep om die sonde van die wêreld te vat en te sterwe. Is julle met my? Toe antwoord Jesus en sê, vir hom salig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Hoor mooi. As mens spreek hy tot Petrus. As Vader is hy ooral. Die NG Kerk sing 'n lied, op berge en tale, beperk is God. En niemand help my reg nie. Pieter, jy my nie reg help nie. En overal is God. En ek sê vir jou, jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig. En hy gee hom vers 8:19 die sleutels van die koninkryk. En daai sleutels gebruik jy op die dag van Pinkster, ons kom daarby. Maar hoor mooi, hy sê,
op hierdie rots, wees 'n bloed het nie geopenbaar, maar op hierdie rots, wat so rots? Ons weet die rots is Jesus, almal het dit geweet, maar Jesus sê vir hom, op hierdie openbaar wie ek is, sal ek my, wat bou? My gemeente, nie meervoud nie, enkelvoud. Luister nou mooi, God moet sy eie beweging hê, God moet sy eie eendragtige volk hê, God moet sy eie kerk en revolusie hê, God wil mense gebruik wat hy duur gekoop het met sy bloed. Geen een reddingsplan waarby hy betrokke is, dat daar net een kerk moet wees wat duur gekoop is deur Jesus bloed. Here, ek vra dat hierdie storm net bietjie hang, want ons klaar is in Jesus naam. Luister mooi. Eens op 'n tyd, is julle met my? Vang jy dat ek sê, God is een? Vang jy dat as eenheid in die hemel 'n geweldige prioriteit is, moet dit op aarde prioriteit wees? Vang jy dat ek sê, dat God het sy eie kerk met sy eie bloed gekoop? Sy gemeente? En eens op 'n tyd, was toe JJ, was daar so 'n kerk, wat gewerk het, nou moet julle by my bly. Lang gelede, was daar 'n kerk, wat so gewerk het. Die lidmate het mekaar lief gehad. Hulle het stede getransformeer. Hulle het volgelinge opgebou tot 'n geestelike volwassenheid met God. Hulle passie om God te ervaar was 'n realiteit. Hierdie kerk het nie net oor die krag van God gepraat nie, maar hulle het siekes gesond gemaak. Hulle het dooies opgewek. Hulle het demone uitgedryf. Hulle het verlore siele gewen. Hulle het nuwe gereddes disippels gemaak. Hulle toegerus om te bedien. Hierdie kerk het ontplof waar dit ook al geplant was. Hierdie kerk het op die wêreld verhoog ontplof in Handelinge 2. Hierdie kerk het bekend gestaan as die Nuwe Testamentiese kerk. Hierdie dinamiese kerke was nie 'n sprokiesverhaal nie. Hulle was 'n realiteit. Die kerk was 'n realiteit en 'n werklikheid. Die kerk was het normale mense gehad. Hulle die karakter gehad wat gekenmerk was dat hulle 'n soeke gehad het om aan God te maak. Hulle leefwyse was van so 'n aard dat niks van hierdie wêreld kon op hulle afsmeer nie. Julle met my? Julle met my? Yep. Hulle was normale mense soos ek en jy met probleme en uitdagings. Hulle karakter was goddelik geweest. Afgodedienste kon nie met hulle kompeteer nie. Die Griekse filosofie kon nie hulle begryp nie. Vervolging het hulle gesuiwer en magtig laat groei. Julle sal lei en vervolg word terwille van my naam. Ek het 'n boodskap vir elke megakerk en elke megapastoor. As daar nie vervolging onder julle geleerders is oor wat julle doen nie, is julle nie in lyn met God se woord nie. My Bybel sê, hulle was vervolg. En omdat hulle vervolg was, het God hulle daardeur gesuiwer. En omdat hulle gesuiwer was, het hulle geweldig gegroei, sodat afgodedienste nie met hulle kon kompeteer nie. Waar hulle in dorpe en stede in beweeg het daar aardbewings plaasgevind, dronke se deure het opgegaan, dooies het opgestaan. Dit was vir hulle 'n alledaagse leefwyse. Ek en jy raak opgewonde vir 'n dooie wat opstaan. Ons raak opgewonde vir 'n kanker. Wat is ons iets snaaks? Vir hulle was dit 'n leefwyse. Bly by my. Stop hier langs jy sê praat met jou. Op die dag van Pinkster is hulle toe voorgekom met die Heilige Gees. Teen die einde van dieselfde dag
het dit tot 3000 gegroei. En moet jy met my bly. Op een dag 120 mense in die oppersaal. Normale mense soos ek en jy. Pastor Jerry? En toe God met hulle besigheid bedoel en hulle met God, toe groei daai groep op dieselfde dag tot 3000 mense. Hulle? Bly by my? Waar hulle ook al beweeg het, was groei. Afgodsdienst het hulle besigheid verloor. Die impak was so kragtig en oorweldigend, dat wanneer hulle in dorpe in beweeg het, het die afgodsdienaars, wat afgode gemaak het, verkoop het, gekla, gelees het in die boek Handelinge, en gesê, daar kom daar die manne, met die naam Jesus, die Jesus naam mense, daar kom hulle is besig, om die mense van die afgode weg te trek, af die Jesus aan, hulle is besig, om ons besighede toe te maak. Wys vir my een kerk in hierdie land, wat die besighede van Satan toemaak, net met hulle teenwoordigheid, en hulle boodskap. Wys dit vir my. Wys vir my een kerk, wat staande bly, toe 'n drankwinkel reg langs hulle op oorkant hulle opgemaak het. Bly by my. Want die kerk, die sogenaamde kerk, lyk soos die wêreld, hulle drink soos die wêreld, hulle praat soos die wêreld, hulle dink soos die wêreld, hulle ryk soos die wêreld. Kan ek 'n goue vraag vra? Dink julle, ons verdien dieselfde hemel as die apostels? Kom. Is jou lewe van so aard, dat jy uitstaan waar jy ook al is, dat demoniese magte om jou vlug, dat siekes gesond word, net as gevolg van God se teenwoordigheid in jou lewe? Of gaan jy maar elke Sondag kom sit en kla oor die omstandighede? Pastoor, jy weet ek kom maar so oor die omstandighede. Dis hoekom jy ons uitval so spreek. Want hulle bely hulle omstandighede. Hulle kla oor alles behalwe om in Christus Jesus wortel te skiet en so sy kerk op te staan. Want hoor my mooi, hierdie kerk het gewerk en sal altyd werk, selfs geboue waarin hulle was geskit. Is julle met my? Hierdie boodskap is veronderstel om die kerke wêreld se kassies te skud. Want wat die voor my is, en wat hierin is net Bybels. As jy die karaktereienskappe van die apostels wil bestudeer, hier is dit in. Dit wat jy terug na die Bybel, dus dat jy dit net jou gaan uithaal. Dis nie my gedagtes nie, dis die woord van God hier binnekant, en wat ek gaan vergelyk het met wat in die Bybel staan. As jy wil weet, wat was hulle werke, gaan bestudeer dit. Moenie dit net daar een kant gooi nie, want hierdie boekie, die traktaatjies, hierdie boodskappe, gaan eendag vir jou teruggespeel word, en vir jou teruggegee word, en vir jou gewys word, dat dit 'n vinger van God van waarskuwing was, dat jy dit nie bestudeer het nie. Maar Suid-Afrikaners is baie lui om te lees. Want dit is vir ons op 'n skimpbord aangegee om alles op die kassie te volg, want ook al die gemors in ons huise instroom van buite af. Netflix, hoor jy die waarskuwing vanmôre? Netflix is die Bybel van Satan. Hoor mooi. Hollywood het miljoene mense verlei. Mense huil oor 'n klomp kanale wat Woensdag aand middernag gaan sluit op DStv. Want Netflix koop alles uit. Want Netflix is die beeld van die Antichrist. Want dit mislei mense, dit maak mense lui,
Dit trek mense vas in hulle sitkamerbanke. En ons lê ure voor die TV en Netflix kyk, terwyl die woord van God nie bestudeer word en in ons lewens 'n realiteit word nie. Wat maak ons 'n kerk gebou? As ons nie vir God wil lewe nie. Die kerk gaan jou nie in die hemel kry nie. Ek gaan jou nie in die hemel kry nie. Ek gaan vir jou reguit die woord van die waarheid sny, sodat ek jou wil help oorbrei, my help oorbrei, om by die Here uit te kom en dit te maak. En ons is in die laaste uur, en jy is geroep vir 'n uur so snel. Bly by my, dis amper daar. Die wêreld het God se magtige weermag ontmoet in die boek van Handelinge. En weet jy die tragedie? Is dat soveel pastore lees Matteus, Markus, Lukas, Johannes en skiep hulle Handelinge, gaan hulle aan by Romeine, want hulle vrees die boek Handelinge. Want die boek Handelinge is die fundament van die kerk en 'n bewys, die statussymbol, die karakter van die kerk van Jesus en nie soos hy vandag lyk nie. Ek sit daar as ek net dink hoe heilig God is. Ek sit daar as ek net luister na weerligte en hoe dit slaan die afgelope tyd. En nou 'n bietjie aardse krag kan nie eers staande bly daar teen nie. Hoe kan jy staande bly teen die wraak van God wat kom? Maar pastoor, hy is 'n liefdevolle God, jy is reg. Sy liefde haat sonde. Dankie vir jou naam. Wonderstekens genesings was deel van hulle daaglikse bestaan. Wat was hierdie kerk se sukses resep? Hulle het God gevrees en lief gehad. Hulle het die krag op die apostels gevrees. Hoor mooi. Hulle het God gevrees en hulle het hom lief gehad en hulle het hom gesoek met alles in hulle. Maar hulle die apostels, die manne van God, hulle ook gevrees oor die krag, die autoriteit en die gesag wat op hulle lewens was. En die predikers vandag is boetie, ja, moet my nie pastoor, want dit gaan ons nie oor titels, ek wil vandag vir jou sê, die vyfvoudige bediening, apostel, profeet, evangelis, herder, teacher, is 'n kantoor, is 'n office. Dis God se salwing en mantel, wat hy op uitgeroepe manne en vroue se skouers plaas, om voor te loop, om die volle raad van God te verkondig, om na sy skape te kyk. Hoor mooi. Hulle was honger en dors vir God. Hulle was uitverkoop aan God en God kom en hy spreek deur die apostel Paulus en hy sê wat? En deur Petrus, wat sê hy? Hulle was uitverkoop aan God. Wat kom sê God? Hy sê, koop die tyd uit, want die dag is boos. Ek bring vir jou 'n woord oor hoe daar die eerste kerk gelyk het. En ons soek vandag nog na daardie kerk. Maar ons wil nie die prys pastoor sy betaal, wat daardie ouens betaal het nie. Ons wil die reëls buig. Ons wil die woord van God vat. En ons wil hierdie patroon vat en hom sny om by die materiaal te pas. In plaas van dat hierdie patroon die materiaal sny, want ons moet die pastoor sê, maar God sal dit, die Here sal my vergewe, nee, hy is heilig. Jy kan nie met hom speel nie, maar gaan vat 'n stuk kaal draad met elektrisiteit en gaan speel met dit en kyk wat gebeur met jou. En jy kan by God verbykom. Hierdie is die finale autoriteit van God. Hierdie is die finale gesag van God. As jy nie gebou is op die fundament van hierdie woord nie, en alles die al van jou weergaan nie, het jy probleme. Dit is die gesag van God. Dan is die kerk kragteloos. Die kerk het gekompromeer. Ek het vanmôre vir iemand gesê,
Die predikers het hulle boodskap verloor, Pastor Ferdy. Hulle het hulle sag verloor. My vrou het eendag vir 'n pastoor en hy het gesê, om by ander pastore te gaan wat mense nie kan uitlos en sleg sê en beklei en byvoeglike naamwoorde te gee, is om op die duiwel se voorstoep te speel. Dis die waarheid. Want hulle gee 'n boodskap nie. Die oomblik as jy skinder, is jy besig om moord te pleeg, sê die woord. Al lees dit. My sussie, God gaan hulle uitblik. Raai wat, ek en jy gaan hulle sommer hier drade pluk, dat hulle wol aan die drade sit, ons gaan hulle inbring. Stem jy? God help my, God help jou, God help julle, dat die liefde van die Here altyd sal seëvier in alle woord en dade wat ons doen, maar dat ons altyd die waarheid van die woord reguit sal sny. Want ek soek nie jou bloed op my hande nie. Ek het my vrou gevra, asseblief, vir 'n tydperk praat die Here met my oor. Imagine, predikers wat in die hel hardloop, en hulle vlug vir die mense in die hel, omdat hulle van hulle gelieg het. En straat, sê vir my, you got mail, sê oulik as dit jou dingetjie is, you got mail, en daar is 'n video op my foon wat sy gemaak het, 'n pastoor in sy soet, hardloop hy deur die hel met mense wat hom jaag, en 'n stem wat sê, imagine, en hy sê die hele sinnetjie sommer in Engels, en hy sê, repent, be baptized every one of you in the name of Jesus, for the remission of your sins. Gaan ons vanmiddag uitstuur, imagine, jy kom in die hel, en jy dink, waar is die pastore wat vir my gelieg het? Ek mag nie een van hulle wees nie. Ek het mense te lief, en ek mag miskien bevoetig en baie voorkom, maar ek kan nie met God se genade dobbel nie. My familie weet, en my skoonfamilie weet, ek speel nie, as dit by gemors en sonde kom nie. Ek is reguit. Want hierdie woord sny altyd eers my, dan die res. Hoor mooi, 1 Korintiërs 2 vers 9. Hoor jy, kan ek iets vertel? Seker vir jy langs jou, hoor mooi. 1 Korintiërs 3 vers 9. Is jy met my? Is jy hier? Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Stop net eers. Jy sien net 'n spiritual being in 'n liggaampie nie. Hy sê wanneer hy ons red, wanneer hy ons bekeer het, wanneer hy gedoop is in sy naam, wanneer ons gevul is met die Heilige Gees en deur heiligmaking, word ons die gebou. Nou woon God nie meer in die mens, Jesus nie. Nou is hy deel van alles, 24 uur, Psalm 24, die hele aarde en alles daarop behoort aan God. Hy is 24 uur geconnect met dit wat hier gebeur. Maak nie saak wat jy sê nie, maak nie saak wat jy dink nie, maak nie saak wat jy doen nie. Hy weet alles. Nou woon hy nie meer in die tempel en in die tyd van Eden en in agtervoorhangsels nie. Nou het sy vlees geskeur en hy woon nou 1 Korintiërs 3:16. Weet julle nie dat julle liggame is die tempel van God en die Gees van God woon binne julle nie. Wie hierdie liggaam skend, sal God skend. Dis syne. Selfs in ongeredde toestand behoort elke mens aan God, want hy klaar die prys vir hulle betaal. En al gaan hulle dan hel toe wat hulle ongehoorsaam was,
aan die graf, al lê jou liggaam in daardie graf, en hy vond op, behoort dit nog steeds aan God. Dis sy eiendom. Hy sê, ek het julle as eiendom verkry, deur my eie bloed. Nou woon ek binne in julle. Nou is julle die kerk. Nou is julle die draers van die almagtige God. En dan is het die wetloop volgens die reëls handel. No weapon formed against you shall be able to prosper. Nou is hy die kerk. Deur wedergeboorte, in sy dood en deur sy naam en in sy naam, word ons nou die gestalte van God. Hy sê, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê, en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet nou oppas, hoe hulle daarop bou. Die apostels het die fundament gelê. Die gebou rys nou op. Nie kerkgeboue nie, nie kerknaamorgel nie, nee, die enkelvoud een gemeente van God, wat in Handelinge so powerful was, wat vervolg was. En daar net 'n remnant oorgebly. En 334 dae Christus by die proklamasie van Johannes Constantijn dat die kerk 'n staatsentiteit word, het hulle beheer oor die kerk gekry. En die Roman Empire, die Rooms-Katholieke kerk, die hoer wat op die draak sit in Openbaring en die bloed van die heiliges drink. Die oorspronklike skrif sê, hy drink die bloed waarin die heiliges gewas is. Die Rooms-Katholieke kerk kom en verwerp en vervolg elke een wat in die naam van Jesus bid en preek en doop. Hulle het aan pale hang met teer besmeer en doodgebrand as hulle gewand was. En ons gaan in die donker eeue in. Maar ek is besig met 'n studie. Reg deur die donker eeue was dit die eenheidskerk wat herlewing gesien het, wat God die vuur aan die brand gehou het en die boodskap deurgebring het. Hy boek sal volgende jaar verskyn. Reg deur die donker eeue en op die dag daar in Azusa Street in 1906 tot 1909, toe Azusa Street herlewing uitgebreek het, was dit 'n man met die naam van Seymour. Ek dink is James Seymour. 'n nie blanke man van alle mense, 'n nie blanke man, het God gebruik om herlewing uit te bring. Wie was Seymour? Seymour was van Texas gewees. Hy was gedoop deur een van die ou voorgeslagte Ursians, wat hom in die naam van Jesus gedoop het. Hy is gedoop met die Heilige Gees en hy het opgedaag en die herlewing, ek wil nie alles uitbrei hoe dit gebeur het nie, maar deur 'n swart man, because hy het gesterf vir elke volk, taal en nasie. Amen, amen. En herlewing breek uit. John C. Lake kom Suid-Afrika toe. Ek hoop die moderatief van die AGS kerk luister. John C. Lake kom plant die Apostolic Faith Mission in Suid-Afrika destyds, net hier by 1908 rond. Na die herlewing, John C. Lake was deel van hy gedoop in Jesus naam, blablabla. Kom hy Suid-Afrika toe en hy plant die apostoliese geloof sien die AGS. En toe hy teruggaan, toe kom die stoere ou katholieke agtergrondmanne en hulle bring die drie-eenheidsleerstelling in. En hulle verwerp wat John C. Lake kom plant het. En die leer van 'n drie-enige God wat vlam in Suid-Afrika, wat die Bybel praat, nêrens is die terminologie drie-enig. Hy sê, hoor is daar, die Here ons God is 'n enige Here. En ek wil vandag vir jou sê, dis die rots, dis die fundament, dis die verhoog, dit was die vertrekpunt van die kerk van Handelinge, by die geboorte van God, sy enigste gemeente. En vertakkings kom wees, vervalsings, mensgemaakte goed. Hy sê, in 1 Tessalonisense 4,
Hy sal neerdaal soos die geklank van 'n aardsengel by die bassein wat plaas. Ek is amper daar. Ek is amper daar. Sê vir hulle, sê vir jy langs jy gaan amper klaar maak. Ek kan nie eens die res lees nie. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare steen hout, dan gaan hy aan. Niemand, hoor mooi, dit wat op die dag van Pinkster gebeur het, niemand kan dit verander nie. Dis hoe dit gelê was, die apostels. Nou moet julle by my bly. Ek wil nou iets gesê het van die herlewing en van die Godheid, maar ek kom daarby. Hy sê in Kolossense 2, ek moet julle net gou so toe vat. Hy sê in Kolossense 2, vers 6. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl dit daarin oorvloedig is, in danksegging. Pas op dat niemand julle as buitwerk moet deur die wysbegeerte van en nietige misleiding nie. Volgens die oorlewering van die mense, hoor julle waar kom die leuns in? Volgens die oorlewering van mense, elke wat sy eie organisasie en kerk wil begin het. Hier waarsku Paulus ons duidelik van die mense volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom, Christus, in hom, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. As jy met my, en wie julle ook besny is met die besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van sondige vlees af te lê besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dood uit opgewek het. Met ander woorde, julle is wedergebaar in Christus deur die doop in sy dood. Nou verwys ons saam op as 'n lieflike gebou. Hy sê op 'n ander plek, ons is daarom nie bywoners en vreemdelinge vir mekaar nie, ons is huisgenote van God, van sy gemeente. Bly by my, van sy gemeente. Ek wil iemand by my bly. Hoekom? Kolossense 1:27, Christ in us, a hope of glory. Hulle was die gestalte van God in hulle. Niks op die aarde kon hulle wegtrek van God nie. Daar was die internet Google wat vir hulle 'n klomp nonsens gegee het nie. Kan ek hier vashou vir 'n oomblik? Ek wil vir elke pastoor hierso sê, elke pastoor, vir elke mens wat die Here liefhet, stop om boodskappe van internet af te laai. Gebruik jou Bybel. Google kan alle antwoorde hê. Maar hier is die bron van alle antwoorde. Bly by my. Hou op julle ore uitkleed aan wat in die wêreld rondgestuur word deur video's. Want 99% is 'n klomp snert. Hoekom sê ek dit vir julle? Want hier staan 'n pastoor wat nie gaan toelaat dat ons gees besoedel word langer met die gemors van die wêreld ons bied nie. Ek gaan dit jou reguit sê, of dit van God af is of nie. Ek ken sy stem. You can sell me no junk. Maar mooi. Hulle die woord van God, hulle persoonlike ontmoeting met God gehad. Vandag word ons mislei en verlei deur internet, Facebook, Google, Netflix en selfs predikers sien dit as die waarheid. Daar is net een bron. Wie is dit? Dis die woord van God. Ek wil saam met goddelike manne en vroue en predikers vir God werk. Time to discern between the prophetic and the pathetic. Ek gaan dit herhaal. It is time to discern om te onderskei tussen die prophetic en die pathetic. 99% van wat op ons kansels gebeur is pathetic. Want hoekom 2 Timoteus 4:15 sê, jy moet 'n werker wees van die woord van die waarheid reguit sny. Ek skaam my nie vir die evangelie. Ek skaam nie om in die openbaar te sê, Jesus is my God of my koning nie. Ek praat nie van die man daarbo nie, die ou baas nie.
Daai is respek, dis respekvolle mense, wat nie op verhouding met julle skaam om oor te praat. Wat hoekom? Wat is die evangelie se krag tot redding? Ja. Luister mooi. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou moet jy gou iets baie mooi verstaan. Dit was voor die uitstorting gesê. In die Ou Testament was dit God oor hulle. In die Nuwe Testament was dit Emmanuel, God met ons. En nou die genade kerklike tydperk is dit die Heilige Gees, God in my. Daarom is ek vlees van sy vlees, 'n gebeente van sy gebeente. Daarom wandel ek met hom. Daarom is my gesprekke handel net oor hom. Ek kan nie eers met jou oor rugby praat nie, want is 'n klomp bonnie. Ek kan nie enigiets oor praat van hierdie wêreld nie, want dit stig my nie. Let's talk about Jesus, the King of Kings is here. Ja, daarom die krag sal oor julle kom, en nou is die krag in my, die Heilige Gees is in my, Christus Jesus, die ewige Gees van God, woon nou binne my, Christ in us, the hope of glory. En dis waar ek my uitnodiging gaan begin maak, en ek vat God vas op dit wat ek nou gaan sê, gaan ek my bevestig, dat hy mense gaan genees en verlos en herstel en red en versterk vandag. Luister mooi. Pastore stap na afgodedienaars, enige iemand wat nie gered is nie, wat verslaaf is aan enige iets van hierdie wêreld, of dit pornografie is, en of dit sigarettes, en of dit drank is, en of dit net 'n botteltjie, 'n glasie wyn is, of 'n blikkie bier, want jy weet, dominee drink bier, dan mag ek maar saam en dominee smoke 'n pyp, alles is alright, en maar dominee nie weet jy, wat pastoor nie weet jy is, toe die duiwel van buite in die kerk loop, en hy sien wat dominee of pastoor meer besig is, toe sê ek het nie nodig om in te gaan, ek het klaar my klomp mense in my mag. Maar as die kop vrot is die lyf vrot. En dan stap ons na mense toe en sê, Jesus het jou lief. Dis reg. Jesus het almal lief. Maar dan sê ons vir hulle, okay, bid net gou 'n gebedjie agter my aan. Here, ek is 'n sondaar. Here, hoor my hart, Here. Ek vergeet, en dan as ons nou die gebedjie gebid word, wat die sinnerspreek genoem word, wat 'n ewel is, wat aangesteek is in die put van die helse vuur, as ons dit nou klaar vir die ou gebid het, dan skip ons sy hand en sê, nou met die koninkryk van God jy sou gaan red. En dis hoekom die kerk lyk soos wat hy lyk. Dis hoekom die kerk kragteloos is soos wat sy kragteloos is. Want as ons praat van heilig, dan beteken dit ek is afgesonderd. Ek is nie deel van hierdie wêreld nie. Ek is net 'n verbyganger. Want toe hy my pad langs gekom het, en my gered het hy my gered om my van die ewig te red, sodat ek my lewe aan hom toewy. Separate dit. Ja. Daarom, waar ons beweeg, is ons geroep van die uur soos nou. Because we are the church. En ons gaan net dit reg kry om die Handelinge kerk te wees, as ons 'n gekruisigde lewe lei, uitverkoop aan God. Niks van hierdie wêreld kan my aandag weer vasvang nie, want enigiets waarmee ek meer tyd spandeer as met God, is 'n afgod. Hy soek alles van jou. Hy soek jou alles. Ek kan nie onthou nie. Ek het dit baie afgelope tyd gehoor dat die kerk is 'n hospitaal. En dat jy met 'n tiende van jou tyd vir die Here gee. Geef my die skrif.
Kom geef my die skrif. Hy sê, ek soek jou alles. Hy soek jou alles. Die kerk is nie 'n hospitaal nie. Pastore wat kyk op hierdie video, die kerk is nie ICU of hospitaal nie. Die kerk is 'n lewendige, kragtige, bloedgewaste organisme in Christus Jesus. As ek weer langs jou uitpraat met jou. Die kerk. En jy stap na mense toe en sê net 'n gebedjie as jy nog gered. En die volgende oor kom daai ou in jou kerk. En daai homoseksueletjie kom en hy manifesteer. En hy spring bo oor stoele. Wat op as jy verder? Waarom het ons was dat? Sluit af met gebed daar, terwyl ek preek. Pastoor, hierdie pastoor wat ek preek, jy weet op die orde, wat is die reg nie. O pastoor, hy bewe, dan hardloop hy, dan sit hy, en sê, pa, doe iets met die man, Hy was so bang, vir die krag op die verhoog. En naby, Sylvia, ja, naby, hoe is die begrafplaas? Westpark begrafplaas. Hy manifesteer. Wanneer laas hy die duiwel gemanifesteer, waar ek en jy beweeg? Hier is 'n aanklag teen die kerk vanmôre. En toe ek klaar is, sluit pastoor Ferdi af. En hy sê, Here, hy bid sommer oor hierdie homoseksualiteit. En ek het geleer, waar sulke goed is, jy maak jou oop as jy bid nie. Jy maak en bid. Jou raai een oog oop en jou dopper in jou aangaan. En daai manne spring, daai bietjie spring bo oor stoele. Die een hardloop by die kerk en die ander moes staan sy vinger onder pastoor Ferdi se neus. En hy vat hom aan. Jy is jy en ek is ek. En my broer is 'n gek. Jy manifesteer die son. Jy sien, die geesteswêreld is 'n realiteit. En Suid-Afrika is kragteloos. Die kerk, hulle floreer, hulle groei, maar dit is lekker daar. Jy weet, daar is al nou dromme en gitare en tambourine en trekklaviere en die ouens en hulle taal. Ek het nie 'n probleem hoe jy God wil prys nie. As jy wil hardloop, dan hardloop jy. As jy wil spring, wat hoekom? Ek het sorry vir my sak te word. Ek gee nie op nie. Maar wanneer die duiwel manifesteer, is hulle kragteloos. Die kenmerk van God se kerk, en dis wat ons hier soek, 'n rolmodel kerk, bediening, wat die fundamente van geboue skik en die mense weet. Al die ander geboue was doodstil, so kan nie afbeelding wees nie. Dit was net ons gebou. Here let op die dreigemente, Handelinge 4. Here let op die dreigemente. Hulle probeer ons verhinder om te preek van die saligheid. Here, maar salf ons en seën ons in die heilige naam van Jesus Christus, die kind, sodat ons met alle vrymoedigheid kan spreek. En wat gebeur die volgende oomblik? Die hele gebou waar we staan, word geskit. Ek dink as hierdie gebou nou moet skit, is jy almal uit by die deur. Paar sal dan oor sê. Hulle sal nie eens weet hy skit, want so besig is hulle met God. En dis maar die verskil gekom op Pastoor Sorita. Die Here, wanneer hy kom en glorie sy kerk werklik kom besoek, gaan baie mense hardloop, want hulle gaan nie weet wat het is nie, maar die wat God ken. En wie die volk, hy sê hierdie liggaam, hierdie huis moet opgebou word tot eer van God, sodat die volle heerlikheid en godheid van God in ons kan woon. Nou, hoe kan ek vir jou strukture gee, as jy nie weet hoe lyk die kerk nie? Nou wil ek net vir jou iets sê, kan ek julle ruimte leer? Nou wil ek weet, mense sê terwyl jy vir ons speel,
Speel vir ons saam is. Ja, almal moet nou mooi luister. Ons sit met mense wat uit verskillende kerkagtergronde kom. Glo jy dat Jesus Christus, die heilige God van die Ou Nuwe Testament, vanmôre krankheid kan genees in die gebou? Nou ek gaan vir iets hier. Sê agter my aan. Wis, sê dit? Ons probeer weer. Wis is not that. Met ander woorde, wat hier gebeur, is nie dit of dieselfde van waarop jy kom nie. Pastor JJ, this is not that wat jou seer gemaak het daar buite nie. This is born of God. Maar ons gaan net vorentoe kan beweeg as ons kan gryp en begryp dat ek het vanmôre vir jou 'n teaching gebring van hoe lyk die kerk wat God geboorte aangeskenk het. Ek wil jy moet verstaan, daar's baie wat smag om te hê wat die Handelinge kerk gehad het. En baie hetselfde probeer op nie. Jy kan niks van God kopie nie. Dit word gebore in 'n binnekamer verhouding met God waar niemand jou sien nie. Hy sê dan sal ek jou openbaar vergeld. Ek sê jou oplig en jou gebuig. Maar alles wat jy in die openbaar kan wees, sal jy net kan wees vir my, wat jy vir my is in jou binnekamer. Die kos en prys. Gister kon ek die eenheid kyk. Tot ek by 6 uur gekom het, waar my vasgebreek het. En weet jy wat? Het was lekker. Ek het daai iemand beheer. En ek het besluit te tel nie. En bly daar. Dit kos een prys. As jy bereid, pas op wat ek sê, as jy bereid om my prys te betaal. Wat jy sien, ons het allemaal gedink om kerk te gaan, baie van ons het gedink om kerk te gaan. En daar te sit met 'n luister wat gepreek word en huis te gaan, nou is my saligheid sharp, ek is op pad hemel toe. Nee. God het voorskrifte wat hierdie kerk moes nakom Handelinge om gered te word en uit te leef. Sal dit nie wonderlik wees as 19 mense wat vandag in hierdie gebou sit, net vanmiddag, môre, Dinsdag en Woensdag 'n verskil in iemand anders se lewe gaan maak. En hulle sê, God is hier. Dis syne. Dis die organisasie wat my gaan vertel wat ek te doen het. Dis pastore om my, wat ons mekaar se arms omhoog lig. En wanneer iets uit orde is, gaan ons mekaar help. Hierdie is God se. Maar die kerk is nog nooit 'n mense nie. Ons is net as opsieners aangestel. Om te voed. Ons kan alles per boot gooi en met 1000 mense sit. Maar gaan eerder met 19 mense hemel toe, as met 1000 hel toe. Baie. En hy kom sit alle aandag op die gedagte.
En hy kon sit vir meer as 38 jaar van geboorte af. Was hy krepeel. En vir al die jare kom sit hy in die skone poort van die tempel, die hoofingang. En bedel hulle almos, Handelinge 3. Hy is die deel van die wêreld, hy is ook die deel van die kerk. Hy sit net daar in die drempel van die kerk, in die skone poort. En in hulle skyn heiligheid en agterpadsheid, stap die predikers van die tyd verby, en al wat hulle omgee is net 'n almos. Want hulle is kragteloos. En 2 godsmanne kom verby. Petrus en Johannes met 'n oppersaal Pinkster ervaring, vas in gebed, 3 maal 'n dag wat hulle gaan bid in die tempel, kom hulle verby om te gaan bid, en hulle stop by hierdie krepelman, en hy kyk op met 'n verwagting, en hy sê, vandag gaan ek 'n groot almos kry, want lanklaas het iemand by my stil gestaan. En Petrus kyk dan en sê, goud en silwer het ek. Sy verwagting sak, sy hele moed sak in mekaar. Want ek het gedog gaan iets kry wat my vir 'n paar dae uit kan help om hier te kom sit nie. En Petrus sê, maar wat ek het, in die naam van Jesus en Christus die Nasarener, gaan ek met jou deel. Jy sien, te lank is daar mense wat in die skone poorte, die ingange van ons kerke sit, en hulle is die werklik deel van God, en hulle is ook die deel van die wêreld nie, maar hulle het 'n hinkering en al wat hulle kry is almose. Goud en silwer. Want dis al wat die predikers jag. Hoor nou mooi. En hier kom die 2 godsmanne en sê, goud en silwer het ek. Jy sien, vandag gee die predikers wat mense wil hê. Hulle gee nie wat hulle moet hê nie. Hulle gee nie wat hulle nodig het nie. Bly by my. Kyk mooi, hier kom het. En daai volgende oomblik vat hy aan die regterhand. En hy sê, staan op en loop in die naam van Jesus Christus die Nasarener. En krag van God trek deur hom. En hy word gesond. Maar mooi. Ons het die naam. Want ek nie net gebruik om duivels uit te dryf en siekes gesond te maak, maar alweer beklees. En ons het die naam wat Suid-Afrika op haar voete kan help. En dan kan jy by toestand. Nou vraag ek jou, as jy enige krankheid onderlede het, kom staan jy voor. Ek gaan dit nie smeek nie, as jy die Here vanmôre werklik nodig het vir genesing, vir innerlike genesing, wat ook al, kom staan gou voor. Ek gaan jou nie so wat as jy die vrymoedigheid het nie, en die duiwel jou vrymoedigheid wil steel om uit te stap, as dit nou maar so. Maar hier is 'n naam, die naam, wat jou kan genees vandag. Ek gee nie om of het 'n enkele knie, of 'n heup, of 'n ruggraat, of 'n skouder, of wat kan sê. God wil jou genees. En dan praat ek julle dat die bank is, hande uitsteek, en saam met my begin bid. En as ek by jou kom staan, dan sê jy vir my, wat die probleem is. Maak kontak vir julle as julle die voorstaan. Begin met die Here kontak maak. Begin met die Here kontak maak, bly by my. My suster praat met my.
liefde saam. Dis een nie kom albei nie, albei. Ek weet nie hoe Tina sê, dat ek mooi reg op sit, kyk op my voete en die bene. As jy Jerry praat met my. Praat met my. Hoor, praat met my. Korter, langer. Bestuur kom help my vir met jou sister. Wat dit is langer, daai been. Sister, sê wie daai been is langer. As die ander been. Kyk hoe jy so pastoor kom staan en jy sister, help my vrou haar bene ophou. Sit haar langs mekaar, sê ek, kyk vir my mooi. Okay. Trek jou voetjies terug. Okay, wat hier is langer sê nie. Daai ene. Kom ons sluit ons oë. In die naam van Jesus. Beveel ek die been om te groei. In Jesus naam. Sê ek vir my. Is hulle reg oor mekaar? In die naam van Jesus, my God. Ek moet nie weg nou. Stap op met my sister. Maar ek weet nie eens sin nie. Jou gees van krankheid. I rebuke your words in Jesus' name. Dan sê, dan vloei die krag. Die pijn gaan nie voor te verloop het. Ok, jou gees van pijniging, jou pad uit die lichaam uit nou Jesus naam. Dankie Heer, dan sê nie bedien. In die naam van Jesus. Rima Shantala Makaya Talabababababos. Sê op die hande. In Jesus naam. Touch him, God. Touch him. In Jesus name. Hallo met die gees, Here. In die naam van Jesus. Oh, my God. Kom eens, Pieter, stap door toe. Steek op jou hande. Jou gees van krankheid. Hierdie siekte wat hom aanval van duiseligheid. In die naam van Jesus, die wat gesag en autoriteit hande. En ek beveel die krankheid om te gaan in Jesus naam. That's it, Lord. Pastor my aan, bedien. That's it, Lord. Bedien hom. Dankie, Here. Dankie, Here. Gees van twyfel. Ek bestaan met die gees van twyfel in Jesus naam. I